So vandag is ons hierso naby Harry Smit. Nie 1 nie, nie 2 nie, nie 3 nie. 6 horsplanters. Okay, praat met Johan Ferreira. Hy gaan my meer vertel. Hulle het so, ek dink 8 jaar terug die eerste een gekoop. Woe! En dan meestal sweer is Augustus hierso, nee. Kom ons vind uit hoe het hulle gedra en hoekom staan hulle nou al op 6? Kom ons luister. Johan, hoe lyk het? Ja, lekker jy, Joey. Ja, wat rustig. Ja, lekker man. Dat is om weer trek. Sê gou vir my, julle is hierso Harry Smit area. Yes. Verduidelik my gou vinnig, hoe lyk julle boerdery opset? Wat se gewasse boer julle alles en hoe lyk die ding? Ag, ons het 'n gemengde boerdery. By die saaikant ons mielies wat die grootste hektaar het en dan ons sojabone en suikerbone en dan aardappels ook en dan doen ons 'n bietjie koring ook onder besproeiing en as die jare goed is, dan doen ons om in droë land ook. Daai net so dat julle kan boer soos hulle in die ou dae geboer het, nee. Net so, lekker wisselboustelsel. Okay, nou kom ons steek hom sommer so dat ons aan die gang kom hierso. Nou soos ek sê, julle het nou redelik pens en bootjies in die horses ingegaan, nê? Net so. Want ek sê, ek weet nie wat noem jy 'n klomp perre bymekaar of 'n jeterperre of wat ook al noem, maar julle het een van hulle. Hy loop hoor. Ons het baie vertroue in hom. Ons het al 8 jaar lank wat ons al met die horses al bedrywig is. Die oudste planter loop nog. Ons het eers 3 SW's gehad. Toe ons 2 jaar terug het ons 2 van hulle ingeruil en een gehou en toe het ons 3 van nuwe SW's gekry, SW's. Ja. 1291 en net die tegnologie op hulle het al klaar is 'n groot verskil van wat gekom is. Sy saad eenheid is heel wat groter. Ag sy saadmeter is dubbel die sy size. So jy kan saadplasing is baie beter, stimulation is baie beter. Minder staantyd het, minder probleme, minder wear and tear op die saad eenheid, want dit is 'n plastiese plaat teenoor 'n ou SW's het 'n ysterplaat gehad, ja. So jou slytasie was baie hoër geweest. Maar die ou doring loop nog. Hy bring sy kant. Hy bring sy kant, hy is 'n ou staatmaker. Sê vir my, wat is die hoofoorweging geweest toe julle nou daai tyd, want wat nou praat ons van 2017, nê? Wat was die hoofoorweging geweest toe julle geskuif het na die horsplanters toe? Hoekom het julle toe spesifiek op hors besluit? Ons het gekyk, ons het 'n equalizer gehad, nog 'n wide span ketting aangedreef, saam met John Deere 6-ry 1750s. Ons het besluit ons wil 12 rye kry, meer hektare gewerk, minder mense om fisies die planter te werk, het nie 'n jockey op die planter nodig nie. En toe kyk ons na die equalizer gekyk, John Deere en na die horses. Ons was wat nie vertroud by die horses gewees nie. Maar ons weet Duitsers bou goeie goeders en die prysverskil was maar baie naby aan mekaar en vir 'n planter wat ingevoer was hy bietjie duurder, maar nie noemenswaardig heel wat duurder as op tuisbodem nie. En toe ons op hom besluit en hy het lekker gewerk. Groot voordeel was hy wat 6,5 ton kunsmis, ja. Droë kunsmis, en dan het hy central seeder wat 1,5 ton saad vat. Met mielies is dit nou nie, in ons deel van die wêreld werk dit nou nie so lekker met die mielies om hom heeltyd vol te maak nie. Maar op soja, as jy sojas plant, dan kom jy 'n dag lekker ver. Suikerbone ook. Dan, ja, op mielies jou stand is nie so hoog dat dit regtig 'n issue is om die gewone karretjies te hê nie, maar die oomblik as jy sojas toe gaan, dan raak dit 'n ding. Dit raak 'n ding en ons gemiddelde landgrootte is so 42 hektaar en ons plant alles BT, ons plant BT en BR. So dan moet ons toevlug plant, so help jy gooi die planter vol saad en dan skuif jy land en dan moet jy alles weer uithaal. So dit is uit 'n bestuursoogpunt hou ons hom maar net soos wat ons behoefte is om makliker te skuif. Nou net gou vinnig op daai wat jy sê, want julle goeders is so 42 en hulle probeer om standaardiseer op dit, nê? Nee, soos ons het blokke. Hierdie land ons nou is 60 hektaar langs is 124 hektaar. Ja. Maar oor die algemeen, ons het baie klein lande wat net 20-30 hektaar is en dis kontourwêreld. En ek meen hier kom ons nou, want hier is ons nou by die draad omtrent, nê? Yes. En ek meen jy plant hom nou amper tot daar by hom en dan draai jy en
Jy jok, gaan jy dit maak? Kom. Jy vragtig. Hou aan. Het jy hierdie besigheid geoefen voor die tyd? Ek moet Die sê, guns is op my hoor, die nee, guns is op ek my. moet sê nee, ek het gedog jy gaan die klats van trap. Ek het nie gedink jy gaan hom maak hier, nee. Ja nee, onthou daar's 'n veekomponent ook. Ja, kom met een keer en dan bel jou ou boet jou en sê jy het dit moeilik. Jy leer vandag. Luister hierso, nee maar ek ben, want hy draai op 'n tikkie, dit het ons nou gesien, as hulle nou gewonder het. En ek het oor 'n kontour ook nog gegaan. En jy het door die kontour ook nog gegaan. So, is die maneuverability vir jou belangrik, en ek meen ook, ek sien, soos jy sê, is 'n veekomponent, jy het genoeg drade hierso, help hy opvou storie. Baie, dus hy vou baie vinnig op, jy het gesien op die agterry, dis nou nuwe twee planters, dis nou, hierdie seisoen begin plant, ek is regtig verbaas met hulle. Hulle plant laat dit spat. Hierdie 12-ry gaan bietjie hulle sokkies moet optrek om by hulle tempo kan by hulle tempo moet bly, omdat hulle nou as jy ry vir ry moet vat. Ja. Maar die 12-rye hulle werk lekker. En hulle sit nie so maklik vas nie. Ons het nou vorige 2 jaar terug was dit 'n ontsettende nat jaar en die planters het net een keer vasgesit. Want hy het 'n groot voordeel, daai groot trekker, ek praat maar van 'n trekkerwiel wat daar agter wat die body nou heeltemal dra en dan versprei hy sy gewig oor al 12 karretjies met sy egalige downforce hy gee. Jy sit met sy vlerke, moet hy konstante down pressure gee om die gewig te versprei. So jy die funksie ook om as jy sien net 'n natkol dan druk jy daai funksie dan gaan hy meer op 'n float basis. Dan gaan hy baie makliker deur. Dan druk hy homself 'n bietjie deur dat hy meer van die gewig agter op die balk sit. En ek doen dit terwyl ek ry. Dis baie maklik en ek beheer, hy het nie auto force op nie. Ons weet min of meer waar's die swaarder deel in die land en daai swaarder deel waar 'n bietjie meer kleite is, dan sit ek die downforce net bietjie meer. Ek is nou huidigelik op 190 kg. Hy standaard 150, want dis die gewig wat die karretjie weeg. En ek kan hom stoot tot 350 toe, net deur 'n knoppie te druk. So dit is baie eenvoudig. Dis lekker planter, 99% singulation op mielies. Moet jy geweet, daai is my volgende vraag. Jy sal gesout in die storie, nee. Ja, 99 singulation planting 10 km/h. Ja. En ek maak hom 'n bietjie groter dat jy bietjie ja, so net bietjie kan sien daar, nee. Yes sir. Ons plant 'n flat rate van 36.000 stand. Ons het laaste 2 jaar het ons proewe gedoen om variërend te doen. Ons sien daar's 'n toekoms in dit, maar nie die cultivar wat ons plant net een ons plant net 72 of Monsanto se 72-76. Ja. En 72 om te vereenvoudig, want dit is 'n maklike cultivar wat broodeiker goed presteer. Ek hoef hom nie sommer te rol nie en hy kom goed uit die grond uit, maar dis 'n meerkoppige mielie om met hom standproewe te doen is nie so volhoubaar en so effektief nie. Maar die punt is jy kan variable rate doen as jy wil. Ek kan. En op jou kunsmis dieselfde storie. Presies, ek kan kunsmis kunsmis is net nie hy's net al 12 karretjies jy het nie seksiebeheer op jou kunsmis nie, omdat jy net omdat dit 'n central seeder is, jy het net een divider agter. Yes. Want as jy nou jou groter planters toe gaan, dan hulle meer dividers. Jou resolusie is in elk geval nie so rof met die kunsmis ook dat jy nou dit so presies wil doen nie. En ek sien jy het jou field view ook sommer hierso opgekoppel, so hy integreer sommer met hom ook. Yes, ek gebruik my field view bietjie vir ander funksies ook. Ek het baie pins. Dit is vir my Jy gebruik actually die ding. Ja. Waarvoor is die pins? Ek het al my omdat ons motorwêreld is, het ek om seksiebeheer ook te doen. Ons plant ons om somings. Die headlands plant ons na die tyd. Ons glo nie aan om dit voor die tyd te plant nie. Want omdat ons so baie draai, dan trap ons dit vas. Daai kompaksie is net met 'n mielie kan jy dit doen as jy droog plant, sodra dit begin nat reën of nat omstandighede wat ons nou plant, dan is daar kompaksie. So ek het al
al my boundaries het ek uitgery, het kontoure het ek uitgery en dan soos wat ek hulle uitgery het ek klaar AB curves gegenerate om in die headlands te pas. So dan wat die drywer doen, hy kan ons nou lekker sien waar is hy presies. Hy kom daar, klik hy daar, sê dit is 6A, dan gaan hy na sy rekenaar toe op sy skerm, dan selekteer hy 6A as sy guidance line. Dis cool. So ek het 'n bietjie 'n funksie van dit op. Jy het 'n idiot proof funksie so ingebou. Ons noem dit so. Dit was die tyd voor AutoPath ingekom het, so ek moet nog 'n transition maak na AutoPath toe. Maar om dit te doen moet ek met al die toerusting dit op hê. Maar die calculator werk nog op hierdie stadium. Jy het nog nie die laptop nodig nie. Die ou boere manier, pen en papier is die vinnigste. Ander ding, jy was ook nou so 2 jaar terug by Horse fabriek gewees. Wat was jou ervaring rondom veral hulle, ek meen wat my baie beïndruk is, was die vervaardigingsproses gewees. Maar as jy nou kyk na jou ou planter en hoe hy hou ensovoorts, en jy kyk na hoe hulle vervaardig, ek wil amper sê, hoe bring jy die goed bymekaar? Ek het daar nou aangeraak, die Duitsers weet wat om dit doen. Hulle dink ook, met hulle regulasies om, net op baie basiese ding, regulasies, die planter moet so breed wees soos die trekke. Ja. Oos-Vrystaat, klein bruggies, V-komponent, kleiner hekke, planter gaan movability is baie maklik daar. Net uit 'n praktiese oogpunt is dit al klaar groot pluspunt gewees om die Duitsers dink het buitekant die boks. Of dis vir hulle is dit normaal, maar vir ons is dit 'n luxury. Is dit 'n luxury. En hulle is 'n familieboerdery, né? Dis die grootste familie implementvervaardiger in die wêreld. Ja. En dis boere soos ons. As daar moeilike, hulle toets eers die goeder self voor hulle dit op die mark uitbring, so jy weet die produk. Nou, kyk of jy dit weer reg kry. Nee. Nee, jy het te veel ure op die ding al spandeer. Nou, die jong manne was op die plaas net om waar jy af teruggekom het, was jy eager om in die nagte geplant. So jy het maar jou ure opgedoen. Maar die Duitsers, hulle doen net iets anders te. Hulle het alles, hulle beproef eers alles daar, tot daar was, dus soos ek sê, hulle soos boere soos ons wat by hulle op die plaas gewees daar, terwyl hulle boere, terwyl hulle daar gestroop het ook, en dan plant hulle canola, so hulle toets eers al die implemente wat hulle bou, of het nou 'n planter is, of 'n primêre bewerkings implement, toets hulle eers, en as daar hakplekke is, maak hulle dit al klaar daar reg, so wanneer dit uitgestuur word, hulle weet, want dit is hulle naam wat daarop gekoppel word. Dit is nie 'n brand, dit is 'n brand, maar dit is hulle naam. Dit is die belangrikste ding is om na jou naam te kyk. Nou okay, laaste ding. Jy kan mos nou maar daar sien jy lyk op baie ste komputer soos jy lus is, nê. Nee. Hoe lyk jou stand as jy goed opkom? Die stand is regtig fenomenaal. Soos ek het nou vroeër al gepraat, 'n stroper monitor. Almal neem altyd, sien altyd 'n ou stroop, eers kyk hierdie opbrengs wat jy stroop. Dit is die grootste klug eintlik, want jy kan dit manipuleer. Hierdie singulation kan ek nie manipuleer nie. Ja. Hy werk, en dit kom egalig op. Ons het agterkom, hy kom regtig egalig op. So suikerboontjies ook plant. Ons nog baie is gewaarsku om met jy suikerboontjies met 'n central seeder plant, is dit 'n probleem. Want hy kan sy saad uit kraak, omdat hy so ver moet vervoer. Ja. En ons het nog nie daai probleem gekry die laaste 8 jaar nie. Hoop en ek glo dat ons dit ook nie kry nie. Maar die singulation is daar, dan kom die opkoms, kom hy op en hy kom egalig op. Hy het 'n seedfimmer wielietjie wat hy net het, baie eenvoudig. As jy 'n taai gronde is en is nat, kan jy hom net uithaal, want hy pak op en dan maak jy jou saadkouter, haal jy hom net uit. Maar sy saad tot grondkontak is regtig, hy doen vir ons die job. As hy nie die job gedoen het, sou ons nie nog weer gekoop het nie. Ek sê nou, ek het nou die vorige vraag gesê, laaste vraag, nee, maar ek het nog 'n vraag, nee. Jy het obviously van jou ou planters nou verkoop. Wat se geld het jy nog vir hulle gekry?
Was jy happy met hoe sy tweedehandse waarde daai goed? Ja, ons het dit is hulle het hoeveel seisoene geplant? Hulle het amper 5 seisoene geplant, so hulle het hektare gedoen. Hulle het ons het nou mooi na hulle gekyk. Ons het hulle ingeruil. Ja. Of Shaal van Terratal en dit ons het 'n ooreenkoms ingegaan om die planters te koop. Ons het daai planters, ons het hulle sonder microgrannular bakke gekoop en toe sit ons die jaar voor ons hulle ingeruil het, toe sit ons microgrannular bakke op, so toe het ons daarom 'n bietjie van 'n premie op dit gekry. Ja. En ons het kunsmis monitors opgesit en van daar af bring hulle al hulle planters wat hulle uitbring kom met daai goed standaard uit. Microgrannular bakke en jou kunsmis monitor, want 'n kunsmis monitor net om vir jou te sê jy of nou of hy gooi. Hy sê nie vir jou wat is jou rate nie. Hy sê net vir jou of daar blokkasie is. Hy sê net ek gooi kunsmis of nie. Yes, en dit is 'n probleem. Dit is hektare. Die planters kan hektare 'n dag plant. En ek meen as jy nou gekyk het al jou stikstof as dit klammerig is, natterig, hy het maar 'n manier om nou en dan in 'n pypie 'n blokkasie te gaan maak vir alles oor nag gestaan het. Dis reg, maar sy roller is daar aan die onderkant en hy's redelik beskik daarso. Dit was laasweek begin plant, was kwaai mistig in die oggende en vogtig in die dag en daai rollers het nie aangepak nie. Sy kalibrasie om sy kunsmis te kalibreer vat 5 minute. En jy doen hom nou en dan oor 2 weke check jy hom net weer en dan's hy varieer ontsettend min. En of as jy nou 'n rate vir 'n sprong maak, dan doen dit gou vinnig weer kalibrasie, maar dis baie vinnig. Die microgrannular is net so vinnig om dit te doen. Doen alles uit die cap van die trekker uit en jy het 'n sak wat jy hom agter opvang, jy weeg hom en jy sit die waarde en wat hy is en hy pas homself aan. En okay, so hulle sit daai net so standaard, hulle moet sê dankie Johan op die planters. En dan maar jy sê julle het goeie geld nog gekry vir die goeders. Ek hoop dit wat julle vir hulle betaal het, nou nie heeltemal nie, maar ja, sit daai koers. Nou ons het hulle gekoop voor Covid en ons het hulle ingeruil na Covid. So daar sê nou die Covid dankie sê. Of die boer kan nou daar vir Covid kan hy ook dankie sê want dit is almal het ons al die verskoning gebruik Covid. Eers die goed vat lank om in te kom, want toe sê ons nee maar die goed vat ons nou lank om te kom. Nou hier is mense soek planters. Laat hy gaan. Maar ek meen die ouens wat hom gekoop het, is ek seker daarvan plant lekker en nie issues nie. Ek glo so. Dit is die planter wat ons gehou het. Dit is enige planter. Hy het maar liefde nodig. Jy spandeer maar geld in hom, maar as jy daai geld spandeer, gaan jy nie die oeste stroop wat jy stroop nie. Dit is eenvoudige goeders wat 'n mens moet vervang en wat ons agtergekom het, veral op die ou planter, ons downforce silinder het gebreek. Toe sommer met by ingenieurswerk hier laat regmaak. Ons het ons heeltemal bly met die probleem gesukkel. Ons sê ons nee, ons gaan weer terug na die oorspronklike downforce silindertjie toe. Ja. En van ons het laas jaar dit ingesit en nog nie een weer gebreek nie. En dit is die kwaliteit is net regtig goed. Op hierdie nuwe planters is nou hulle 3de seisoen. Hierdie planter, want ek dink dit het al 3.500 hektar al geplant. En hy het nog sy oorspronklike varren openers op. Berings het tweede seisoen het hier en daar 'n bering begin gaan en hierdie jaar voor ons begin plant het ons 'n paar berings vervang, maar nog nie almal nie. So hy bring regtig sy kant. Hy's 'n staatmaker. So jy het nou gesê hierdie planter is 'n watse planter? Watse oplossing? Dis 'n plug and play. Hierdie veral die groen en die rooi kombinasie agter. Dit is hulle kommunikasie is regtig ek sukkel regtig nie met dit nie. Ek plug hom in veral toe ek varierend gedoen het. Toe kom eers ek plant met 2 planters plant ek met John Deere en 12 ry en 2 planters plant ek met Keis Magnums. En die kommunikasie tussen die Horse en die Keis was nie daar gewees nie. Veral om die manier hoe ek my boundaries doen of 'n seksiebeheer, want ek het ontsettend baie plots. Ek het baie inligting. Toe ek daai Trou 1200 skerm het ek uitgebom. Hy kon nie die data hanteer en ek kan nie
ek kan nie net 'n derde van die lande oplaai en dan later weer die ander derde nie. Dit reën hier, dan moet ek die volgende dag ander kant 40 km ver skuif, dan moet ek daar gaan plant, dan moet ek eers weer met stokkies werk of oor die internet werk en die operateur wat hierdie kant sit, het nie die tegniese vaardighede om daai alles te doen nie. So dan moet die hele operasie moet hy kan hanteer. En hierdie kombinasie waarin ons sit, hanteer dit die beste. So jy het een keer sit alles op, dan dis dit einde van die storie. Vergeet daarvan en dan hardloop jy. Net so. Wat ek toe op die keistrekker gedoen het, ek het toe die horsskerm, ek kom met 'n Touch 800, dis 'n Müller skerm, het uitgekom, dit wat die planter hanteer. Ek gebruik die trekker se skerm net vir guidance en dan gebruik ek die horsskerm om ek trek al my boundaries van John Deere Operation Center af, trek ek om deur soontoe en dis ook 'n plug and play. So daar is ook 'n opsie dat wat die horse basies vir jou 'n workaround dan gee as jou trekker dan nie die ander goed kan hanteer nie. Net so. En dit is bietjie duurder want dan moet jy extra unlockings bykoop op die horsskerm waar die trekker hang of jou trekker gespek het, maar vandag se tyd as jy 'n nuwe trekker koop, veral met die Gen 5 skerms, jy weet jy kom vir 'n planter, dan het jy klaar jou seksie beheer en al daai unlockings het jy klaar in jou prys, finansierbare prys ingebring. So, maar soos wat ons hier is, ek het al my inligting is hierso en hy werk. Dis nie ek het glad nie issues nie. Want ek het net 'n bietjie wys. Ek het baie lyne hierso. Daai pers is al my kontoure. Ja. Soos hierdie kontoure, hierdie land het nou 'n bietjie groter, dis nou vir my groter kontourlande. Hier is omtrent op sy breedste omtrent 8 passes wat ek kan maak in sy boepens. Ja. Maar hier by punt is ek dalk net op 7. So dan kom ek hier, dis waar ek my headlands gebruik. En dan om my row shot-off te gebruik. En dan jy jou seksie beheer, row shot-off en individual row shot-off en al daai goed. So ek het die tegnologie geïntegreer om dit te doen. Ons het die planters het dit klaar op, die trekker het dit, ek moes net die boundaries gecreate het, wat baie tydsaam was, en baie energie van my gevat het, en seker maak die goeders is reg, want as jy daar foutjies maak, bly jy altyd die fout herhaal. So ek neem aan, volgens jou is hierdie die wenperd, né? Net so. Ja, ek kyk, hier gaan ons nou, daar het die eerste ry al klaar afgesit. Daar gaan die tweede ry af. Soos wat hy hier in die... Yes, dis cool. Noem dit nou 'n denkbeeldige lyn, maar dis 'n headland. En dan mandate afgesit. Ja, so ek hanteer elke kontour eintlik as 'n land op sy eie. En dit kan jy net doen met tegnologie wat werk. Nee. Net so. Dit gaan jy nie met merkearms reg kry nie. Right. Hier is 'n lekker gewees. Okay, so julle het gesien, hy het hom 3 keer reg gekry om hy sal gesit met hierdie planter om te draai daar teen daai draad. So as jy belangstel in jy ook 'n trop perde soek, linkjie bo of hier onder, kom jy met in kontak. Dis die Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.